Ons is besig om deur Psalm 25 te preek en ons trek tot die einde toe. Jy is welkom om oop te maak by Psalm 25. Ons doen vandag vers 17 tot 19. Psalm 25 vers 17 tot 19. Voor ek hom lees, wil ek graag net so 'n bietjie agtergrond gee en so vinnige inleiding, wat ons dalk net sal help om die woorde dalk beter te verstaan wanneer ons dit lees. Psalm 25 vers 17 tot 19 is eintlik maar 'n breë tema wat aangespreek word. Dit is die tema van ellende en swaar kry. Ellende en swaar kry is onvermydelik vir enige iemand wat in die wêreld leef. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat nie 'n vorm van ellende ervaar het nie. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat nog nie eers swaar kry ervaar het nie. Van kleins af, of dit nou 'n kind wat geboelie is by die skool, tot met 'n ouer ouderdom, of dit nou siekte is wat ingryp ergens in jou lewe, kom swaar kry op een of ander manier en op een of ander vorm in 'n ou se lewe in. En dit is eintlik die tema wat hierso besig is om aangespreek te word. En ook die Here se posisie in swaar kry in ellende. Ja, dit is 'n breë tema soos ek sê, en ek dink om alles oor die tema te sê is 'n onmoontlike taak wat ek vandag vir jou kan doen in onder 40 of 45 minute. Maar ons gaan wel so 'n bietjie van dit aanraak, veral een verstrooide idee wat ek so baie hoor gepreek word. Mense preek en sit ander Christene of gelowiges, hulle sit hulle in 'n of ander vooropgestelde idee of hulle skep die indruk dat Christene nie veronderstel is om swaar te kry nie. Ek hoor gereeld leraars wat dit preek. Hulle sê, toe Jesus aan die kruis gesterf het en hy het gesê, dit is volbring, beteken dit hy het gesterf vir al jou swaar kry, vir al jou siekte, vir al jou ellende, vir al jou pyn, vir al jou finansiële kommernis. Hy het vir alles gesterf. Wat natuurlik nie die geval is nie. Hy het nie gesterf sodat jy nie meer finansiëel moet swaar kry nie. Hy het gesterf sodat jy nie hoef te sterf nie. Christus het gesterf sodat jy nie hoef hel toe te gaan nie. Daar is tye wanneer ek al gesien het opregte Christene se hart so swaar word dat dit vir hulle voel of hulle in duisternis verdrink. Daar is dae wanneer ek al met Christene gepraat het en waar hulle al vir my vertel het hoe hulle self van die slaap huil. Daar is nagte wanneer hierdie Christene hulle trane afvee met die kussingsloop. Christene is miskien vriendelik en hulle het miskien 'n glimlag, maar soms aan die binnekant kan hulle ook stikkend voel. En dalk is dit jy vandag wat so voel. Dawid was daar. Dawid was daar en sy woorde in Psalm 25 is nie net 'n teologiese stelling nie, dit is rouwoorde. Dit is woorde vol pyn. Dis eerlike woorde, opregte woorde. Maar as daar een ding is wat Dawid ons gaan uitwys in vers 17, 18 en 19 en eintlik in die vorige gedeeltes ook, is dat wanneer ellende en swaar kry oor jou pad kom, wys Dawid ons hy draai na die Here toe en hy draai nie weg van hom af nie. Die laaste 3 weke het ons ontdek dat dit presies is wat ons moet doen. Ons moet na die Here toe draai. Vers 15 het ons gewys dat ons na die Here moet kyk in die midde van ons krisis. Louise het so 'n goeie illustrasie gehad met die voeltjies wat sy gebruik het. Partykeer ons bevind ons onsself in 'n struik. Die struik stel ons self, ons vlees stel dit self. Partykeer grawe ons eie graf, soos ons sê in Afrikaans, en dan is ons vasgevang. Ons vlekkies klap, ons is uitgeput, ons kom nêrens nie want ons kyk na ons eie mag, ons kyk na ons eie hulp en ons eie hulpbronne. Maar ons is vas. En in vers 16 het Dawid aangegaan en hy het gesê, soos hy na die Here kyk, kyk die Here na hom. En dis die konsep, wanneer jy klop, maak die Here oop. Wanneer jy soek, vind die Here jou. Wanneer jy vra, gee die Here vir jou. Dit is die idee, dit is 'n tema wat ons sien reg deur die Bybel. Is wanneer ons na die Here kyk die Here na ons. Maar nou, vandag gaan dit verder.
Nie net kyk die Here na ons nie net sien die Here ons raak nie, maar hy sien ook ons omstandighede raak. Hy sien ook die stryk raak. Hy sien ook ons ellende, ons interne ellende raak en hy sien ons swaar kry raak. So die konsep wat Dawid besig is om uit te beeld is, God is nie net 'n God wat jou situasie raak sien nie, God is nie net 'n God wat jou raak sien nie, maar God is ook 'n God wat verstaan. Hy verstaan jou ellende. Hy verstaan jou swaar kry. Dis nie 'n God wat net bo op 'n wolk is en jy is hier onder op aarde nie. Nee, dis 'n persoonlike betrokke God wat ons aanbid. In die uitbeelding van Jesus Christus. En dit is die mooiste prentjie om te sien, hierdie voeltjie is vas in 'n net. Hy kan niks doen uit sy eie krag uit nie, hy's vas. Maar hy kyk na die Here vir hulp. En die Here hoor. En die Here antwoord. En nie net antwoord hy hom nie, maar hy kyk ook na sy situasies. En na sy interne ellende. En dan sal jy sien in vers 19, hy kyk selfs na sy vyande. God het werklik begrip oor ons krisis. Hy verstaan waar ons is, en hy weet wat om ons aangaan. Hy weet ook wie ons vyand is, ons vyande is, en hy weet hoe ons voel. En hy verstaan meer as wat ons kan besef. En ek dink, jy moet nie vir een oomblik God isoleer van die vermoë wat hy het om te kan verstaan in jou nie. Nou kom ons lees Psalm 25, vers 17, 18 en 19. Dan hoor jy die woorde van die Here. Die benoudheid van my hart is oorweldigend. Lei my uit my kwellinge. Sien tog my ellende en my swaar kry raak en vergewe al my sonde. Kyk na my vyande, hoe baie hulle geword het en hoe fel hulle my haat. Torah. Nou kom ons praat bietjie oor die eerste versie, vers 17. Die benoudheid van my hart is oorweldigend, lei my uit my kwelling. Dawid bevind homself in moeilike situasies. Mense was besig om hom te jag, hulle wou hom doodmaak, hulle wou sy troon van hom steel. Sy eie seun was agter hom aan, nie net sy eie seun nie, maar ook 'n koning gewees wat agter hom aan was. Dawid het vyande en dit voel vir hom hy is alleen. Die situasie raak te veel, dit raak te groot vir hom om te kan hanteer. En hy wend homself tot God en gesê, Here, help my in my moeilike krisis. Ek dink baie van julle het dalk miskien so gevoel in die COVID-tydperk, toe mense hulle werk begin verloor het, en toe mense hulle salarisse en inkomste begin verloor het. Jy het gevoel, jy's magteloos, hulpeloos, waar sal ek tog redding kry? En jy het jouself miskien gewend tot die Here. En dit is nou die volgende vers 18, waar Dawid bid. Weens sy moeilike omstandighede vra hy vir die Here, sien tog my ellende en my swaar kry raak. Dit is dit, nee. Wanneer ons in moeilike situasies is dit nie so groot die situasie wat ons bedreig nie, maar meer die gevoel en die kommernis in die situasie. Het jy al vrede gehad in 'n moeilike situasie? Vrede, dit is wonderlik. Die situasie doen niks aan jou nie. Maar stres, angs en ellende, dit is wat by jou steel. En dit is wat hy bekend maak. Dit is hierdie interne goed wat besig is om te steel by Dawid. Wat besig is om hom neer te druk. En dis hoekom hy die woordjie ellende gebruik. Ellende is 'n toestand. Dis 'n geestelike nood. Die HAT sê dit is 'n beklaanswaardige toestand. Beklaanswaardig. Dis waardig om te kla, is die idee wat geskets word. Dit gaan gewoonlik gepaard met 'n gevoel van ek is te neergedruk en depressie. Dis hoe dit voel. Ellende. Ek sien nie kans vir môre nie. Ek sien nie eers kans om uit die bed uit op te staan nie. En dan praat hy van swaar kry. Swaar kry is, jy weet wat swaar kry is moeilike omstandighede. Swaar kry kan wees finansiëel, swaar kry kan wees emosioneel, swaar kry kan wees gesondheid, swaar kry kan wees geestelik. Swaar kry kan op enige plek van jou lewe manifesteer. Nou die idee is dat Dawid se omstandighede so groot is dat hy begin te neergedruk voel. Hy voel depressief, hy voel moedeloos. Hy kan nie meer nie, want hy kry swaar. Sy omstandighede veroorsaak dat hy swaar kry, en omdat hy swaar kry, kan sy hart net nie meer funksioneer nie. Dis die idee wat geskets word.
Het jy al so gevoel in jou lewe? Het jy al gevoel dat omstandighede jou hart so bietjie, het voel sommer of jou hart so bietjie lam is, of jou hart so bietjie letterlik seer kry hier binne? Het jy al so verlore gevoel? Was jou hart al so bedruk dat jy voel, dit is asof 'n lem hom gesny het? Het dit al vir jou gevoel dat die wêreld om jou nie weet wat in jou aangaan nie en dat alles om jou uitmekaar tuimel? Dit is die gevoel wat Dawid hier beskryf. Dawid, 'n man na God se hart, bevind homself in ellende en in swaar kry. Dawid. Christendom vat nie swaar kry en ellende weg nie. Christendom gee ons 'n verlosser in die middel van swaar kry en ellende. Christendom gee ons hoop wanneer ons nie meer hoop het nie. Christendom gee ons lig wanneer alles om ons duister is. Christendom lei ons deur die vallei van doodskaduwee. Christus. Mense wat verkondig dat Jesus jou sal verlos van alle forme van swaar kry, verkondig 'n ander Jesus. Hulle verkondig nie die Jesus van die kruis nie. Selfs die apostels wat gekies is deur Jesus, wat die evangelie verder moes gedra het, selfs hulle het marteling en beproewing ondergaan. Ek onthou ek het met 'n vrou gesels so toe ek net hier aangekom het 5 jaar terug. Dit is al lank al uit die gemeente uit. Die vrou het geglo dat alle forme van swaar kry en ellende, sy het geglo dat dit 'n vorme tipe van 'n demoon is. Sy het geglo dat as jy depressie het, is dit die demoon van depressie. As jy hartseer is dit die demoon van hartseer. As jy verlore voel, is dit die demoon van, ek weet nie, verlorenheid. Sy het dit geglo en sy het so dit beraad. Sy het so dit beraad en ek vra toe vir die vrou eendag, wat as 'n kind na jou toe kom en die kind sê vir jou, ek het sopas my pa verloor en my hart is stikkend, wat gaan jy vir daai kind sê? En sy sê toe, ek sal die kind bevry van die demoon van depressie. Rou en treur is nie 'n demoon nie. Swaar kry is nie 'n demoon nie. Dit is gebrokenheid van die wêreld wat homself inwurm in ons harte in. As dit die geval was, dink julle nie die Bybel sou vir ons gesê het, bid teen die demoon van depressie, bid teen hartseer. Maar weet jy wat sê die Bybel eintlik vir ons in Romeine 12:15? Hy sê, treur saam met die wie treur. Nie bid, sodat hy bevry kan word van treur. Herrens skets leraars die idee dat as jy in Christus is en glo, dan is jou pad soos daai breë pad. Alles val net in plek en alles loop net reg. Ons stryd begin die oomblik wanneer ons Christene word. Dis dan wanneer dit moeilik raak. Nee, glo my nie, kom ek gee vir jou skrifverse wat dit motiveer. Ek het 'n reeks skrifverse. Ek het so baie skrifverse hierso dat ek nie almal van hulle gaan lees nie. Maar ek wil vir jou wys dat swaar kry en ellende vir die Christen onvermydelik is. Hoor wat sê Johannes 16:33. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. 2 Timoteus 3:12. Almal wat God vreesend in Christus wil leef, sal vervolg word. Handelinge 14:22. Ons moet deur baie beproewings in die koninkryk van God ingaan. 1 Tessalonisense 3:3. Sodat niemand in hierdie verdrukking moedeloos sal word nie, julle wat immer self dat dit vir ons bestem is. Julle weet immer self dat dit vir ons bestem is. Hy sê dit is bestem, verdrukking is bestem. Filippense 1:29. Want dit is aan julle geskenk, nie net om in Christus te glo nie, maar ook ter wille vir hom te ly. 1 Petrus 2 vers 21. Ja. Juis hiervoor is julle geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en julle so 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy sê jy volg die voetspore van Christus.
Laaste een, 1 Petrus 4:12 tot 13. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef wat onder julle heers, asof daar iets vreemds met julle gebeur nie. Inteendeel, wees bly in die mate waarin julle aan die lyding van Christus deel het, sodat julle ook die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Christene word nie gevrywaar van swaar kry en ellende nie. Dit is nie God wat jou verwens nie. Ek wil net vir jou sê, ek klink dalk nou baie negatief, maar dit is nie my doel nie. Ek wil net seker maak jy verstaan die konsep van swaar kry en ellende. God verwens jou nie met swaar kry en ellende nie. God sê nie, ja, Sean, daar's jy, ek gaan jou net straf en swaar kry en ellende, alles net sleg, want ek haat jou nie. Dis nie wat hy doen nie. En Jakobus sê duidelik vir ons, dat God self niemand beproef nie. Dis nie God nie. Kan ek vir jou sê, wat is die grootste rede hoekom Christene ly? Christene ly, want hy wat in ons is, bots met alles om ons. Die lig van Christus wat in jou is, gaan bots met al die duister om jou. Dit doen dit. Die duister van die wêreld hou nie van die lig in jou nie. Christene kry swaar, finansiëel, weet jy hoekom? Want hulle jaag nie geld na nie. Wel, is nie veronderstel nie. Christene word beskinder, weet jy hoekom? Want hulle skinder nie saam nie. Christene word verstoot, want hulle drink, rook en vloek nie saam nie. Hulle is nie deel van die ingroep nie, nee. Christene word gehaat, want hulle staan vir die waarheid en nie vir die leuns nie. Sekere lande word Christene doodgemaak, omdat die duister hulle net nie kan verdra nie. Dit is omdat jy vir iets staan, dat jou lewe begin moeilik raak. Dis hoekom. Jy staan vir 'n waarheid, en jy staan vir die God van die waarheid, en jy staan vir Christus, die lig, die weg en die waarheid. Dit moet sigbaar wees in jou taal, dit moet sigbaar wees in jou gedrag, dit moet sigbaar wees in jou besigheidstransaksie, dit moet self sigbaar wees in jou belasting. Juis omdat jy vir dit staan, sê jy, dit voel vir my die wêreld steel by my. Dis reg, want hulle doen 10 teen 1, maar dis oukei, want jy lewe nie vir hierdie wêreld nie. Ek hou van hierdie gedig. Dis nou Engels, ek gaan hom nie vertaal vir jou nie, maar ek gaan hom vir jou lees. The cost of light is sy naam. Christians suffer not for wrong, but for a path that stands out strong. They chase no gold, no worldly prize, but seek the treasure in the skies. They are mocked because they won't take part in gossip that can wound the heart. Excluded when they walk away from drinking games and foul display. They are hated for the truth they speak, for lifting up the lost and weak, and in some lands they pay the price, their blood poured out for Jesus Christ. The world grows dark, consumed in fame, yet still we shine in Jesus' name. Christendom is soms swaar, en dit is soms moeilik, en dit eis van jou om nee te sê in oneerlike transaksies, om nee te sê om op 'n oneerlike lewenstyl, en dit maak dit al klaar moeilik, want die hele wêreld is besig met bedrog, die hele wêreld is besig met beskindering, die hele wêreld is besig met sonde, maar nie die Christen nie. En dit is wat dit moeilik maak. Ons almal sê ons sal vir Jesus sterwe, nie almal nie. Maar baie van julle sal seker sê julle sal vir Jesus sterwe. Ek sal my lewe vir Jesus neerlê. Pastoor, ek sal nou doodgaan. As iemand nou hier instap, ek sal doodgaan vir my geloof. Dis reg. Maar sal jy lewe vir jou Jesus? Dit is maklik om te sterwe.
is moeilik om vir hom te lewe. Want dit eis dat jy nie meer soos hierdie wêreld moet lyk nie. Natuurlik is Christendom moeilik. Natuurlik het Christendom 'n prys. Hoor die woorde van ons Here Jesus in Lukas 14:28. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers en sit die kosteberekening nie, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Dis wat Jesus sê. Jesus sê, besef jy werklik wat van jou gaan verwag word wanneer jy sê jy wil my volg? Almal sê ja vir Jesus, maar dan doen hulle nie die kosteberekening nie. En dan is hulle hopeloos, moedeloos, afgemat, en hulle blameer God, want God het hierdie ellende oor hulle pad gebring. Nee, die Here sê die wêreld gaan hierdie ellende bring. En sê maar daar's 'n prys wat jy moet betaal. Dis die negatiewe deel van my preek. Hier is die goeie nuus. Hier is die goeie nuus. Swaar kry en ellende, alhoewel dit onvermydelik is vir ons, het dit 'n bruikbaarheid in ons lewe. Met ander woorde, God gebruik swaar kry en ellende in jou lewe. Net in die gelowige se lewe, hoor. Wel, soms in die ongelowige om tot bekering ook te kry, glo dit. Maar God gebruik swaar kry en ellende. Nie om jou te breek nie, maar om jou te bou. Nie om jou af te kraak nie, maar om jou te vorm en om te slyp. Hy vorm jou, hy toets jou, hy snoei jou, hy versterk jou. Dis wat hy doen in moeilike omstandighede. So ek het so paar, ons het hierdie paar bespreek met ons Jakobus Bybelstudie. En ek wil graag net so 7 van, ek gaan nie almal noem nie, ek gaan net so 7 punte uitgehaal uit ons Jakobus Bybelstudie wat ek net met die gemeente wil deel. Daar is 7 voordele wat moeilike omstandighede in die Christen se lewe bewerkstellig. Een van die goedes, die eerste een. Moeilike omstandighede gaan jou help om te kyk of jou geloof eg is. In Engels sê, when the going gets tough, the tough gets going. Maar is dubbelsinnig, want of dit beteken, die tawwe ou hardloop dan weg, of die tawwe ou begin nou eintlik net werk, nee. Maar moeilike omstandighede, as jy hardloop na God toe, in die midde van moeilike omstandighede, gaan dit vir jou wys, jou geloof is eg. As jy hardloop na jou eie krag, jou eie geld, jou eie status, jou eie mag toe, gaan dit vir jou wys, God beklee in die eerste plek nie. Moeilike omstandighede gaan jou wys waar jou geloof regtig lê. En jy wil weet waar jou geloof lê. Want jy wil weet of jy hemel toe gaan. Ja, jy kan sekerheid kry of jy hemel toe gaan. Ek wil seker wees, ek glo in die Here Jesus Christus, want eendag as hy aan my verskyn en hy kom af in sy heerlikheid, wil ek nie beskaam staan nie. Ek wil sê, my Here, my God, ek het alles gedoen in my vermoë wat U vir my gesê het. Ek was gehoorsaam en ek het die stryd gestryd tot die einde toe. Moeilike omstandighede wys my waar my hart lê. Moeilike omstandighede is 'n gewone neiging om uit te lok wat hier binne in jou hart is. As daai versoeking daar is om 'n oneerlike kooptransaksie te doen, en jy gee in, dan gaan ek vir jou wys waar jou hart lê. As daai versoeking daar is, as al die manne by die braai lekker 'n dop vat en dronk word, en jy sê ek moet deel wees van dit, dan sê ek vir jou, dis waar jou hart lê. Die tweede rede wat moeilike omstandighede doen, is dit hou jou nederig. Jy kan nie laar, sê die man, jy kan nie laar as jy geval het nie. As jy geval het, is jy op jou laagste. Dis gewoonlik so, in moeilike omstandighede dink jy die minste van jouself. Dit is fantasties. Dis nie lekker nie, maar dit is goeie nuus. Want hoe minder jy van jouself dink, hoe meer kan daar van God wees. Derde rede, moeilike omstandighede ween jou baie keer van die wêreldse goeders. Jy kan so betrokke raak met die wêreldse geld, en dan iewes skielik verloor jy alles, en dan besef jy, daai geld het in elk geval vir jou niks beteken nie. Dit wys vir jou wat belangrik is in lewe nie. Vierde ene. Moeilike omstandighede roep jou om weer te fokus op wat reg is. Om weer jou hoop op die hemel te plaas. Het jy al ooit, nie dat ons lewens verby wens nie, maar het jy al ooit jou oë opgehef
na die blou lig, na die wolke of na die berge wat nie hier in die Vrystaat is nie, of na die sterre. En jy sê, my Here, ek kan nie wag dat U kom nie. Moeilike omstandighede herstel weer daai fokus met 'n hemelse hoop. 5de rede wat moeilike omstandighede doen. Dit wys jou wie jy regtig liefhet of wat jy regtig liefhet. Ek sien dat die huwelik is 'n goeie voorbeeld daarvan, nee. Jy het jou vrou lief as dit goed gaan. Jy het jou man lief as dit goed gaan. Jy het jou vrou lief as hy gesond is. Jy het jou man lief as hy gesond is. Jy het jou vrou lief as hy finansiëel sterk is of as sy finansiëel sterk is. Maar as jy dieselfde liefde kan betoon as hy arm is, as hy siek is en as hulle swak is, dan is dit opregte liefde. Kan jy dieselfde liefde teenoor die Here betoon al het jy niks of al het jy baie? Die 6de ene. Moeilike omstandighede werk vir die gelowige, want dit leer ons om God se seëninge te waardeer. Jy het 'n vorm van tevredenheid. Jy sê, Here, dit gaan moeilik, maar dankie vir hierdie toebroodjie. Dankie vir wat ek nou het. En dan die laaste een. Moeilike omstandighede ontwikkel jou, sodat jy bruikbaar raak in die koninkryk. Bruikbaar. Dis maar altyd die mooiste. Mense wat kom aanmeld, is mense wat sê, ek het niks, maar hier is ek. Hier is ek, gebruik my, wat kan ek doen? Ek kan met die hande werk. Wat kan ek doen? Lyding, swaar kry, pyn. Dis deel van die Christense lewe. Maar dit het doel in die Christense lewe. Jy ly nie verniet nie. Jy kry nie verniet swaar nie. Elke sekonde van jou lyding het betekenis. Dit het doel. Jou swaar kry bewerkstellig iets in jou en dit bewerk iets in die koninkryk van die Here. Dis vir my die mooiste gedagte om te dink, God mors nie pyn nie. Hy gebruik dit. Hy gebruik pyn in ons. Elke traan het gewig in sy hand. Jy moet net seker maak jy doen een ding. Jy moet na hom toe hardloop en nie weg van hom hardloop nie. Miskien sit jy hier en jy bevind jou dalk in so 'n situasie. Ek wil vir jou sê, dit is oukei. Hardloop na die Here toe. Gaan ween by sy voete, gaan treur op sy skoot, gaan maak jou hart aan hom bekend. Dalk het jy iemand naby aan jou verloor, dalk het jy 'n ongeneeslike siekte, miskien is jy moeg en uitgeput en afgemat, miskien is dit juis die duister van hierdie wêreld wat lewe vir jou moeilik maak. As dit jy is, gaan bad in sy lig en weet dat hy besig is met jou. Hy gebruik dit en hy doen iets met jou binneste. Hy doen iets met jou gees. Weet dat God in beheer is in jou pyn en lyding. Weet dat hy soewerein is in jou pyn en lyding. Maar nie net is hy in beheer nie. Nie net is hy soewerein nie. Nee, maar hy is ook goed. Hy is so goed. En hy was nog altyd en hy sal nog altyd wees. Hy's goed vir sy kinders. Daai geliefde wat jy verloor het. Hy sing weer lewe. Weet jy dit? Hierdie verdrukking wat jy nou ervaar. Dit is tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Hoe mooi sê 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 10 dit. En alles word ons verdruk. Maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Ons word op die grond neergegooi, maar ons word nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Met ander woorde,
Die Christen ervaar ellende en swaar kry. Maar as ons in Jesus is, sal ons altyd weer kan opstaan. Dis wat hy sê. Hy sê jy gaan val, maar jy sal kan opstaan. Alhoewel die Bybel vir ons sê dat pyn, lyding, ellende en swaar kry onvermydelik is, wat die woord ook vir ons sê, is dat God gee vrede, vreugde, hoop, troos in die midde van dit. Hy is naby dit. Hoor Psalm 34:18. Regverdiges roep om hulp en die Here luister. Uit al hulle benoudhede red hy hulle. Die Here is na aan hulle wat gebroke harte het. Wie se gees verpletter is, verlos hy. 2 Korintiërs 1:4-5. Geseënd is die God, die Vader van ontferming. Hoe mooi is dit, die Vader van ontferming. En die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self God getroos word. Hy sê God troos jou. Hy sê God is naby jou. Hy sê God verstaan. Hy sê jy het geval, maar jy sal weer kan opstaan. Hy sê jy het gestruikel, maar jy sal kan verder loop. God sê ek verstaan nie net nie, ek weet, ek sien jou raak, ek sien jou strik raak, ek sien jou hart raak, ek sien jou treur raak, ek sien jou trane raak, dit dra gewig by my, ek weet waardeur jy gaan. Hy sê maar hou moed, want ek is by jou. Dis wat hy sê. Dis nie 'n God wat net bo op 'n wolkie ronddryf en maak asof hy nie weet wat aangaan in jou lewe. Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. Hy, dis God. Die laaste ding waarna ek jou wil wys in vers 18. Dawid sê, Here, sien tog my ellende en my swaar kry raak. Goed, ons weet dit. Die Here sien ons ellende, die Here sien ons swaar kry. En dan sê hy, en vergewe al my sonde. Vers 18 gee vir ons die konsep van redding. Vers 18 sê vir ons dat wanneer ons baie keer in ons moeilikste situasie is, wanneer ons onsself in ons ellende bevind, is ons so gou geneig om net op onsself te fokus en ons verdrink in ons eie ellende. En Dawid doen dit nie, inteendeel, hy wys sy foute uit en hy sê, Here, nie net my ellende nie, maar my sonde ook. Dawid erken dat hy nog werk het. Ons verloor baie keer fokus in ons ellende. Maar moenie vaskyk in die hier en die nou nie, dat jy vergeet van die ewigheid nie. Moenie vaskyk in die hier en die nou, dat jy aangaan met jou sonde, of dat jy hardloop na jou geld, of dat jy hardloop na jou status, of hardloop na jou mag toe nie. Nee, Dawid sê, nee, ek kry swaar, Here, ek het ellende, Here, maar Here, vergewe my sonde, want wat meer saak maak is die vergifnis van sonde, want as ek vergifnis van sonde het ek die ewige lewe. Dis wat hy sê. En Romeine 8, vers 18, geef ons die soetste woorde vir ons ellende. Hoor wat sê hy? Ek is oortuig dat die lyding van hierdie tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is en wat aan ons geopenbaar gaan word. Met ander woorde, alles waardeur jy nou gaan is niks in vergelyking met wat kom nie. Dit is die moeite werd van dit wat voor lê. Dis wonderlik. Die kruis van Christus is nie net 'n simbool van lyding nie, maar dit is 'n simbool van verlossing. Christus het gely, ons ly. Hy het opgestaan, ons sal opstaan. Hy lewe, ons sal lewe. En as Romeine 8:17 sê, mede-erfgename saam met Christus,
aangesien ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Daar is doel met jou swaar kry en met jou ellende. Die Here bewerkstellig dit om jou siel te red. En hy gee meer om oor jou geloof as wat jy baie keer doen. Maar omdat hy goed is, gebruik hy die slegte goed en hy bewerkstellig dit ten goeie mee vir die wie hom liefhet. So die vraag waarmee ek jou laat is: waarheen hardloop jy in jou ellende? Hardloop jy weg? Of hardloop jy in die arms van die Vader? Kom ons bid. Ons Here Vader, ons weet dat dit nie maklik is om te ly en om swaar te kry nie. Ons weet nie altyd hoekom ons 'n siekte het nie, ons weet nie altyd hoekom ons 'n geliefde verloor nie, ons weet nie altyd hoekom ons finansiëel swaar kry nie, ons weet ook nie altyd hoekom mense ons beskinder nie, maar wat ons wel weet, Here, is dit is presies wat die wêreld gaan doen, en ons is nie vriende van hierdie wêreld nie, ons is vriende van U, en die wêreld kan U nie verdra nie, daarom verdra hulle nie die lig in ons nie. Maar my gebed is, laat ons bietjie staan vir wat waar is. Laat ons nie net bereid wees om vir U te sterwe nie, maar laat ons bereid wees om vir U te lewe. Laat ons eers vergewe. Laat ons eers die wang draai. Laat ons eers betaal wat betaal moet word. Laat ons eers, Vader, nederig wees. Laat ons eers na U toe hardloop, soekend, pleitend. Want U is goed. U is 'n goeie God. En U sien ons raak. En U sien ons ellende raak, U sien ons swaar kry raak, U sien ons vyande raak. My gebed is, dat ons hierdie woorde sal dra en sal gaan uitleef. In die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen.